Ek wil vanaand met die gesels oor die inwoning van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in Jesus Christus en sy disippels. Herkenbare resultate in gelowiges se lewens sluit Christelikheid in en ook die vrug van die Gees. Wag, Sakkie, kan jy vir my Galasiërs 5 vers 22 daar opsit asseblief? Ek weet jy het hom nie nou spesiaal daarso opgesit nie, maar kom ons kyk. Ag, jy is so oulik hoor, ek so bly jy is gebore. Sê maar die vrug van die Gees is wat? Liefde, blydskap, praat saam met my. Dis liefde, dis blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die sulke dinge is die wet nie. Wat beteken selfbeheersing? To have doelgerigte gedagtes. To have 'n doelgerigte gedagte. Nou sê jy met applikasie, ek wil op Engels sê. Kom ons kyk daarso. 1 Samuel 10 vers 6 tot 7. Die inwoning van die Heilige Gees in die Ou Testament. Nou, hoekom sal ek nou regtig waar as die Heilige Gees eers uitgestort word in die Nuwe Testament? Na Christus se dood en sy opstanding. Hoekom wil ek nou hê ons moet gaan kyk na die Ou Testament? Kom ons kyk hoekom. Hy sê, en die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, dis vir my en vir jou hierdie ene. Doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Ek wil hom weer 'n keer lees. En nou moet julle nou gehoor. Nou wil ek hê julle moet luister. Dit beteken, jy hoor en dan word daar gebeur iets hier so in jou binneste, hier in ons gedagtes, so en dan moet 'n aksie plaasvind. En die Gees van die Here sal oor julle vaardig word, sodat julle saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Dit beteken nie net jou gelaatstrekke gaan verander nie. Dit beteken dat jou hele binneste gaan verander. En dan gaan jou buitekant begin gloei en begin verrykend raak. En wat jy kan doen daardeur is selfs met enige iemand wat jy in aanraking kom, gaan daai persoon besef, maar luister, hier is iets in hierdie ou of vrou wat anderste is, ek wil dit hê. Ek wil dit hê. En dit gee dan vir ons die kans om deur die krag van die Heilige Gees die evangelie te gaan verkondig. Amen. Hy sê, en as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen. Moet nou nie gaan koeksisters bak het aan die korrie. Dit is nou nie wat ons die so. En dan doen net, moet nie nou gaan wors braai en sulke goeders. Of gaan bak nie. Dit beteken, laat jou hand vind, laat jou doen dan wat jou hand vind om te doen vir die Here. Dit is wat dit beteken. Hy sê weer? Okay. Bak maar koeksisters. En braai maar wors. Hoekom? Want God is met ons. Amen. Kom aan mense, God is met my en met jou. Die Heilige Gees is inwonend ook in Jesus Christus. Matteus 12 vers 18, kom ons kyk daar. Hy sê, kyk, my knegt, hoofletter, wat ek ook weer hoofletter. So met ander woorde, kyk, my Jesus, my seun, wat God, dit is wat dit beteken daar so uitverkies het, my geliefde in wie my siel 'n welbehae het.
Ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg verkondig. Wat is die reg? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou mag, met al jou krag, met elke greintjie weefsel binne in jou. En die tweede gebod wat gepaard gaan met hom, wat gelykstaande is aan die eerste gebod is, jy moet net oor die hele moet hard praat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek weet ons like nie mekaar nie, maar begin mekaar like, asseblief. Ja, sê kan ek hoor, dit is nou, ek sien, daar is so 'n paar hier so wat, so daar sê kyk daar so, begin hulle lag. Ons kan nie almal, luister mense, ons kan nie almal met almal oor die weg kom nie. Maar, as jy met die gees van God vervul is, kan jy met almal oor die weg kom. Hoekom? Want God se gees is nie 'n aannemer van persoon nie. Dit is waar die ding is. Met ander woorde, gelyk julle almal. Dit daar so lekker lag hulle nou. Al die tannies, hulle lyk dit. Hulle lyk dit. Die inwoning van die Heilige Gees word ook aan die gelowiges beloof, Johannes 14 vers 17. Hy sê, en die Gees van die leer. Is dit nie waar daar staan? En die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Met ander woorde, luister hierso, die wêreld, die donker, die mense wat nog binne in die wêreld vasgevang is, kan nie die Heilige Gees verdra nie. Ek wil net 'n storie vertel, ek moet dit vertel. Antoinette sit in ons huis in Stilfontein, toe ons daar gebly, dan sit sy, dan luister sy Jimmy Swaggart geluister, dan luister sy Jimmy Swaggart met oorfone, luister mooi wat ek sê met oorfone. Dan sit ek in movies kyk met die surround sound. Nee? Met surround sound, praat surround sound, en die vensters maak so. Dan hoor ek daai ou sing, en dan kan ek dit nie vat nie. Ek kan dit nie hanteer nie, want ek was nog onbekeerd gewees. Hoor wat ek sê, ek sit en kyk movies met surround sound. Sy sit in die vertrek langs my, en sy sit met haar oorfone op, en sy luister Jimmy Swaggart. There's a sweet, sweet anointing. Oh, dit het my klaargemaak. Ek kon nie verstaan, ek sê, wat sê die goed sagter? Pak het my oorfone op, dan sit ek uit ding af, dan hoor ek niks. As ek uit mis die movie weer kyk, en dan is dit so sweet, sweet anointing, die hele tyd, die so tussen my linker en my regte oor, besig met my. Maar dit is daar, hy sê, luister hierso, en die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Ek was nie gereed om die Heilige Gees te ontvang. Hoor mooi. Maar, Antoinette het gegaan en sy het begin bid. En ek is met die Heilige Gees vervul. En ek het tot wedergeboorte gekom. En toe kan ek die Gees van die waarheid hier in my binneste ontvang. En vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maar ek dink nie julle verstaan nog steeds die storie wat ek julle vertel. Ek gaan dit nou weer sê. Ek luister. Weet julle, die polisie het boor my hek geklim. Toe kom hulle, toe sê hulle, ek het met Martino's, so drinkplek aan die oorkant van ons, wat so eentjie van ons af is, en daai ouens sy rumoer was oorverdowend geweest. En ek bel die polisie en ek sê vir hulle, ek wil nou 'n saak van, wat noem jy dit, 'n saak van wat? Rusverstoring, vir rusverstoring aangee. En die volgende oomblik, toe kyk ek nou halk, dit is nou die storie, kyk ek nou halk, en die vensters bewe so, elke keer is die ou so rondop, hy op ons soos 'n balletjie rond, so, en die
vry te maak en dit so. En volgende oomblik toe lui die klokkie. En ek sit die goed af en ek kyk. Ek sê vir die polisie, my magtig, maar julle is al vinnig hierso. Hy sê, nee meneer. Hy sê, dis nie vir Martinus, dis vir jou. Jou nie het gebel. En ek gesê, jy lawaai te veel. Toe sê my, ek moet die hek gaan oopsluit, dat hy kan uitgaan. Ek sê, moet jy nou geklim? Hy sê, oor die hek, ek sê, klim net terug oor die hek. Dan loop jy so, dan loop jy ook so. Ons kan nie verstaan dit wat met ons gebeur nie. Hoor mooi. Die sê, want die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien, nie vir Jesus, ons praat nou van Jesus en die Heilige Gees, nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom. As julle hom nie geken het nie, was julle nie nou hier nie. Dis waar. Hoekom? Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Luister weer aan laaste stukkie. Hy sê, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dit is dit. Wat sê ek nou daardeur? Stop julle nonsens. Stop julle slegte gedagtes, julle slegte gedrag. En ek praat met myself ook. Ek is nie 'n hoogheilige. En as julle dink, as julle iets anders vra net vir Antoinette, sy sal julle mooi vertel. Sy sal julle mooi vertel. Hy sê, maar julle ken hom, omdat die Heilige Gees by julle bly en hy sal in my en jou wees. Amen. Amen. Die Heilige Gees is inwonend in gelowiges, 2 Timoteus 1 vers 14. Hy sê, bewaar jou goeie pad deur die Heilige Gees. Wat doen? Wat binne in ons woon. Nie bly nie, hy woon in my en in jou. En die gelowiges word beskryf as die tempel van die Heilige Gees. Ag, en ons sukkel so verskriklik met dit. Dit is 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Nou hou op om jou liggaam te besoedel, want dit is 'n tempel van die Heilige Gees. Dit is 'n tempel van die Heilige Gees. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van wat? Van die Heilige Gees. En hy behoort aan God. En dat ek en jy nie aan onsself behoort nie. Hoekom nie? Want God het vir ons sy Gees gegee en nou behoort ons aan hom. En ons behoort nie meer aan die wêreld nie. Kom, sê weer saam. Sê dan amen. Resultate van die Heilige Gees inwoning in ons as gelowiges. Die Heilige Gees waarborg lewe. Die Heilige Gees waarborg lewe. Matteus 8 vers 11. Ag, Romeine 8 vers 11. Jy is dan maar vinnig hoor. En as die Gees van hom wat Jesus en die dode opgewek het in julle woon. Ken julle nou dit? Hoor. En as die Gees van hom wat Jesus en die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Come on mense, come on. Julle moet eintlik nou kan opspring en sê net dankie Here vir dit wat ons ontvang het. Maar wat ons doen is ons onderdruk die Heilige Gees die binne in ons. Ons luister, ons onderdruk hom met ons gedagtes, met ons doen en met ons late. Ons onderdruk hom. Ons wil nie luister na die fluistering van die Heilige Gees nie.
Ek praat hard. Die Heilige Gees kom en fluister. En hy praat sag. En ons moet begin stil word voor die Here, sodat ons kan begin hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. En dat ons kan begin luister na wat die Heilige Gees vir ons sê. Wat doen ons? Ons druk proppe in ons ore. Want ons wil nie die Heilige Gees hê nie. Veral nie as ek iets wil hê. Sê ons, Here, asseblief, dit en dit en dit, dan gee ons vir God 'n grocery lysie, né? Sê maar kry dit nie ware lysie. En dan kom ons agter maar, hier's 'n fout, hierdie goed gebeur nie. Hoekom nie? Dit voel of ek in die ceiling vasbyt. Dis omdat ons gedagtes nie gefokus is op die een wat die waarheid verkondig. Dit is die Heilige Gees. Amen. Amen. Hy sal ons sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in my en jou woon. Die Heilige Gees verseker gelowiges dat hulle aan God behoort. Hoe weet ek en jy dat ons aan God behoort? Absoluut, ja. Ek weet omdat ek weet ek is 'n kind van God. Hoekom? Want die Heilige Gees is woonagtig binne in my en in jou. Dit is daar, die getuige. Hy sê, ons kom daar, Romeine 8 vers 14 tot 16, hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, hoor mooi daar wat hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word. Baie van ons as wedergebore kinders van die Here wil nie deur die Heilige Gees gelei word nie. Want ons wil ons eie dinge doen. Hy sê as jy kan luister na die Gees en deur God gelei word, die persone is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie, om weer te vrees nie. Hy vrees, daai woord daar beteken, dis 'n fobia. Soos byvoorbeeld arachnofobia is jy het 'n intense vrees vir spinnekoppe. Byvoorbeeld. Of jy het engte vrees. Jy het 'n intense vrees hier binne in jou om in 'n huisbak te klim, byvoorbeeld, of in 'n nou plekkie te wees. Daai, ons het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. Meer erfgename saam met Jesus Christus, deur wie ons roep, Abba Vader. Come on mense, deur wie ons roep, Abba Vader. En die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Antoinette het dit voor die tyd gelees. Nee, laat jou. Ja. Wysheid en insig word ook gegee. Genesis 41 vers 38. Luister. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, daar is nou 'n dubbelpunt. So hier kom nou 'n verduideliking. Ons weet dit nou al, né? Kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die Gees van God is? Dis die ongelowige Farao wat dink hy is die God. Hy is die God. En hy kom en hy sê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie
die gees van Jod-Heh-Waf-Heh is. Jod-Heh-Waf-Heh is die onuitspreeklike naam van God. Farao, wat gedink het, hy is die beste, hy is die sterkste, hy is die allerhoogste, kom en hy moet sy knie buig voor ons lewende God, en sê, kan ons wel iemand vind, soos hierdie man, in wie die gees van God is. Wysheid, hoe die raad ons ook laat, Efesiërs mag en krag word ook gegee, Efesiërs 3 vers 16, hy sê dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. Met ander woorde, ek en jy word in ons mensgees hier van diep binne-in af, word ons verryk. Diep hier so binnekant, al voel ons moeg en mat, dan word ons sterk gemaak en ons kry nuwe krag en nuwe lewe. Al is ons gedagtes in 'n warboel, kry ons nog steeds daai ding wat hier binne in ons inkom en ons gedagtes word georden. Want God sal nie toelaat dat as ons hom dien in gees en in waarheid, dat ons gedagtes in 'n warboel kom nie. Hoor mooi wat ek sê. God sal dit nie toelaat nie met sy gees wat binne in my en jou is nie. Maar ek en jy het die keuse of ons dit gaan toelaat en of ons dit gaan stop. En ek praat van toelaat, dat ons gedagtes in 'n warboel raak en of ons in 'n posisie moet kom, en reg geposisioneer word en in die regte opvangs moet wees en in die regte wat noem mense dit nou? Die area is waar God kan toegelaat word om God te wees in my en jou lewe. Waar is ons fokus? Waar is jou fokus? Is dit op enige ander ding? Of is jou fokus hoofsaaklik God gerig? Dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid en met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. En die vrug van die gees word voorgestel. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Daar gaan ons nou weer. Dit is nou net in case enige een van julle enige een van daardie goedjies vergeet. Kom ons kyk. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Amen. Dit is so oulik. Weet nou gister te slap en nie gepraat. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 'n sound mind, doelgerigte gedagtes. Dit is wat dit beteken. Teen sulke dinge is die wet glad nie. Nou, amen, amen, halleluja. Diegene sonder die Heilige Gees se inwoning is nie Christelik nie. Ek gaan dit weer sê. Die persoon wat sê hy's 'n Christen, of wedergebore kind van die Here, en hy het nie die Heilige Gees in hom nie. Dit beteken vir jou niks. Want dit is net met die vervulling en die inwoning van die Heilige Gees dat jy kan begin verander. Amen.
vers 17. Nou kom ek aan die rede vir wat ek vir die stelling wat ek gemaak het. Die stelling is, diegene sonder die Heilige Gees se inwoning is nie Christelik. It's not Christ-like. Met ander woorde, jy kan dan nie soos Christus wees nie. Dit is wat dit beteken. Hy sê, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ek gaan dit weer lees. Want die vlees, die menslike natuur, begeer teen die Gees. En die Gees van God staan teenoor die vlees. Ons as mens, met ons menslike gedagtes. En hulle staan teenoor mekaar, sodat ek en jy nie kan doen wat ons wil nie. Maar ons doen wat die Vader wil. Hallo? Is julle met my? Judy, is jy wakker? Ok, ek maak het seker hoor. Dan is dit Judas 18 en 19. Verse 18 en 19. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Hoor hulle mooi. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede en maniertjies wandel. Dit is daai mense wat met 'n mombakkie kerk toe kom en sê hy is 'n kind van die Here, maar hy is nie. En wat dan veroorsaak dat daar skeurings en twis vrae kom. Dit is wat hy spesifiek daarvan praat. Dit is hulle wat moeilikheid veroorsaak binne in 'n plek waar daar vrede moet wees. Hoekom? Want die Gees van God, as dit inwonend in ons is, dan is ons heeltemal gerelax. Dan kan ons ontspan. Hoekom by? Hallo. Is dit nou weer reg? Sinnelike mense wat die Gees nie het nie. En glo my, in elke kerk, maak nie saak waartoe jy gaan jy dit kry. By elke kerk, by elke samekoms in die naam van die Here, gaan jy kry, dat daar mense is wat skeurings wil veroorsaak. Sinnelike mense wat die Gees van God nie het nie. Hulle kom voor as hierdie wedergebore, geesvervulde seuns en dogters van God. Maar hulle is dit nie. En dan sluit ek nou af, as ek bid, dat ek en jy wat hierso sit, dat ons die kennis sal hê, en die openbaringskennis sal hê, om te kan verstaan wat aangaan. Dat ons die onderskeiding van Gees kan hê, van die Heilige Gees, sodat ons die persone kan identifiseer. En dit gaan nie nodig wees om die persoon te verkleineer of enigiets nie. Dan kom ons by mekaar en ons begin vir daai persoon bid, dat hy kan ontvang die Heilige Gees van God, dat hy die
die uitstorting van die Heilige Gees ervaar, laat hy die vervulling van die Heilige Gees so ervaar, en laat hy die inwoning van die Heilige Gees ervaar. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. Dit is wat ons